Al hierdie onderdele moet met mekaar praat, moet in harmonie saamwerk, sodat die eenheid sy doel kan bereik. Dit is eensgesindheid. Hulle praat saam. Hulle werk in harmonie saam. Hulle is 'n eenheid. Dit is eensgesindheid. Ons moet ook, soos daai motor eensgesindheid in ons gemeente hê, om God te verheerlik. Dan moet eensgesindheid wees. Maak nie saak wat sy karakter het nie, maak nie saak wat sy agtergrond het nie, soos hierdie verskillende komponente of onderdele wat in die moeder se een is. Dit maak nie saak hoe jy groot geword het nie. Maar as jy aan God se gemeente behoort, moet jy inpas en saamwerk in harmonie om God se evangelie waar te trek. Die ander mense in Jerusalem het na hierdie gemeente gekyk en het gesien, maar hierdie gemeente is eensgesind. En almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. As ons nie eensgesind is nie, sal daar ook nie baie mense tot geloof kom nie. Want die wêreld sal sê, wat is die verskil tussen hulle en ons? Die vraag is, as die buitewêreld na ons kyk vanaand, na ons gemeentes, wat sien hulle? Sien hulle eensgesindheid? Of sien hulle verdeeldheid? Maar ek kan vir u waarborg, die skrif sê, om so eensgesind te wees, soos hierdie gemeente, moet almal met die Heilige Gees vervul wees. Nie 2 of 3 lidmate. Almal. Die volgende plek sê ons dat die ander mense in Jerusalem het na hierdie gemeente, die ander mense in Jerusalem het na hierdie gemeente gekyk en hulle het gesien dat hulle sorg vir hulle armes. Weet die Here Jesus het eendag gesê, die armes sal julle altyd by hê. Daar sal altyd armes wees en daar sal ook armes in ons gemeentes. Maar kom ons kyk hoe het Jerusalem gemeente dit hanteer. Ons lees in Handelinge 4 vers 32 tot 36 dat nie een van hierdie gemeente het gebrek gelei nie. Wat 'n wonderlike gemeente. Nou hoe het hulle dit reg gekry? Die mense wat in daai gemeente is wat eiendom besit het, hulle het hulle eiendom verkoop. En hulle het die opbrengs aan die apostels toegebring. En die apostels het dit uitgedeel volgens elkeen se behoefte, sodat niemand in die gemeente gebrek gelei het. Dis 'n wonderlike gemeente gewees. En daar was nie 1 of 2 behoeftes. Ons lees in Handelinge 6 dat die nood so groot was, dat die apostels nie meer kon bybly om hulle te help nie. En nog die prediking te doen nie. En nog te bid nie.
En toe het hulle sekere Jakobs gekies wat hierdie versorgingswerk aan die armes doen. Om armes te versorg is 'n teken van liefde. Dis 'n teken van barmhartigheid. Ek het 'n ander woord vir barmhartigheid. 'n Sinoniem. Warmhartigheid, wat met 'n wee begin. Barmhartigheid is warmhartigheid. Jy het 'n warm hart wat klop vir die armes in jou gemeente. Johannes sê vir ons in 1 Johannes 3 vers 17, maar wie aardse besittings het en vir sy broers sien gebrek ly, en tog sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? As jy sien iemand kry swaar, en jy is in die vermoë om hom te help, maar jy help hom nie, vra Johannes hierdeur hierdie teks vir ons, hoe bly die liefde van God dan in jou? Waar is die liefde? Die gemeente in Jerusalem en ook ons gemeentes vandag het 'n liefdesplig om vir die armes te sorg. Die arme mense moet net so deel wees van die gemeente sonder siensins aanstoots teenoor die ryke mense. Dit is deur die ander mense in Jerusalem, die buitestanders wat hierdie ding raak gesien het, hoe hulle vir hulle arm lastig gesien, arm mens, die weduwees en die weese sorg. En die Bybel sê, dit het hulle aangegryp. Hulle kon nie glo wat hulle sien. Almal het daaroor gepraat, sê die Bybel. Wil jy nie ook in so 'n gemeente behoort nie? Nie om te ontvang nie, maar om deel van daai te wees. Maar ons sien in die volgende plek, die ander mense in Jerusalem het gesien dat die mense in Jerusalem gemeente by verskillende huise by mekaar gekom het om die liefdesmaal te geniet. Nou dit is baie interessant vir my. Handelinge 2 vers 46 sê, hulle het van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Nou hierdie maaltyd het natuurlik die nagmaal ingesluit. Maar dis nie al nie. Hierdie mense het net eenvoudig, omdat hulle broers en susters in die geloof is, het hulle by mekaar gekom, 'n groepie mense by een huis by mekaar gekom en saam geëet. Eenvoudige maal, sê die Bybel. 'n eenvoudige maal. En as hulle terwyl hulle daar sit en eet, het hulle oor die landse politiek gepraat en hulle het oor sport gepraat. Nee. Hulle het oor die Here Jesus gepraat. En as hulle saam geëet het, het hulle gebid. En hulle het die Here geprys. Dis waaroor hulle gepraat het as hulle so saam gekom het en saam geëet het. En die ander mense in Jerusalem het dit gesien.
en hulle was daardeur aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Mense het dit gesien. En hulle het die Here begin soek. Hulle het tot bekering gekom en by die gemeente aangesluit. En dan die laaste punt van vanaand is die ander mense in Jerusalem het gesien dat Jerusalem gemeente het daagliks by die tempel by mekaar gekom om te bid en die Here se woord te hoor. Handelinge 2 vers 46 sê, hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Nou ek glo in die woordelike inspirasie van die woord van die Here. En as God sê, hulle het almal daar by mekaar gekom, en hulle het elke dag daar by mekaar gekom, dan was dit so. Almal, elke dag. Hierdie mense was toegewyd. Die omstandighede van daardie tyd is natuurlik heel anders as vandag. Almal het redelik daar by mekaar gebly, en toegang tot die tempel was vinnig en maklik. Maar die feit is, hulle was toegewyd. En ek wens mens kom my gesig sien. 3000 mense, elke dag by die tempel by mekaar gekom om te bid en om na die apostels te luister. Later 5000. Ek dink daar Joodse raad se broeke het gebeur. Want hierdie mense het net meer en net meer. En dan wil ek vanaand vir u 'n vraag vra. Dink u nie ons bly as kinders van die Here, ons sê ons is kinders van die Here, bly ons nie te maklik van eredienste af weg. Dit is koud vanmôre. Ek gaan nie vanmôre kerk toe nie. Of ek het 'n moeilike week gehad. Ek gaan vanmôre skiet. Is dit toegewydheid? Hierdie disipels het elke dag, almal, die hele gemeente was daar. Ek weet nie wie na hulle kleintjies gekyk nie, maar die hele gemeente was daar. Hulle wou dit nie mis nie. Jy weet, daar is 'n ding wat sê, mense trek mense, nie waar nie. As ons op 'n Sondagmôre hier in die kerk hou en hier is 5 motors, noem maar net 'n getal. En hier is mense verby, wat sê hulle van ons? Dink jy hulle sal belangstel om te kom luister? Nee. Maar as hulle hier verby en hulle sien hier staan 'n plaag mense, 'n plaag motors, hulle kan nie eens allemaal hier in die gronde kom, die hulle staan buiten. Dan sê hulle hier iets aan, ons moet nie kom luister wat gaan aan. Talende getalle laat mense wegbly. Maar hierdie mense in Jerusalem was toegewyd. En die ander mense in Jerusalem het dit raak gesien. Hulle kon dit nie mis. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar
want ek wil ook nog geleentheid gee. Ons het vanaand gesien dat met die uitstorting van die Heilige Gees is al die lidmate in Jerusalem vervul met die Heilige Gees. Daar het duisende mense tot bekering gekom. Die gemeente het uit sy nate gebaas. Die ander mense in Jerusalem het na hierdie gemeente gekyk en hulle dopgehou. Wat het hulle gesien? Hulle het gesien dat hierdie mense eensgesind is. Hulle het gesien dat hierdie mense vir hulle armes sorg. Hulle het ook gesien dat hierdie mense van Jerusalem gemeente bymekaar gekom het en saam 'n eenvoudige maaltyd geëet het en die Here geloof geprys het en saam gebid het. Hulle het dit gesien. Hulle het ook gesien die gemeente is toegewy. Hulle het daar in die tempel bymekaar gekom om te bid en om in die evangelie na die woordverkondiging te luister. Die gelowiges se lewenstyl het die ander mense in Jerusalem aangegryp. Almal het daaroor gepraat. Daarom het daar elke dag baie mense tot geloof in Christus gekom. Die Heilige Gees is vandag nog net so in sy volheid beskikbaar. Die Heilige Gees is vandag nog net so gewillig om mense te bekragtig soos wat hy in Handelinge 2 en Handelinge 3 en Handelinge 4 tot 6 tot in die einde van Handelinge gedoen het. Hy is net so gewillig. Hy wil graag ons kinders van die Here vandag net so gebruik soos wat hy die disippels en die volgelinge van die Here Jesus in Handelinge gebruik het. Hy wil hulle net so gebruik. Maar die vraag is hy beskikbaar? Is ek gewillig om bekragtig te word deur die Heilige Gees? Is ek gewillig om vervul te word met die Heilige Gees? Is ek gewillig om deur die Heilige Gees gebruik te word? Wil ek ook graag my lewe aan die Here toewy, soos die disippels, die volgelinge, die lidmate van die Jerusalem gemeente. Dit is 'n vraag wat u en ek self moet antwoord. Amen. Kom ons sit so ek wil geleentheid gee vir gebed. En u kan my nou bietjie help, ons kan net hier so sit en bid, of ons kan die groep in twee deel. Hierdie deel gaan so toe en daai deel gaan so toe en dan bid ons in 'n kleiner groepie saam wat vir ons meer geleentheid gee. Wat sê jy?